hy wat die storm stuur. Jy al ooit gewonder wie stuur die storm? Jy al ooit gewonder wie stuur die wind en die reën en die weerlig? Dalk ken julle dit, maar daar's 'n storieetjie, 'n verhaaltjie oor 'n kinderkerkonderwyseres wat die klas vra om te bid. Sy vra vir die klas wie wil bid. En die een jong meisie steek haar hand op. Sy sê sy wil graag bid. En die juffrou sê dis reg. En die meisie trek weg en sy begin bid. En sy bid vir almal. En vir alles sê sy dankie en sy vra dat die Here saam met die mense op straat moet wees en die mense wat in die hospitaal is en sy bid vir haar ouers en haar ouma en haar oupa en sommer al die mense wie sy nie ken nie. En al die maatjies by die skool en sy bid vir die kinderkerkjuffrou en hier op die einde van haar gebed, heel op die einde, sê sy, o ja, en Here, kyk asseblief mooi na Uself. As U moet sing, weet ons nie wat gaan ons doen nie. Die teksgedeelte voor ons vanoggend wys vir ons 'n Jesus wat onsinkbaar is. Dit wys vir ons 'n Jesus wat bo op die storm loop. Een wat nie wankel of bang raak of sy enkel soek wanneer dit donker raak om ons nie. Kom ons lees saam Johannes 6 vers 15 tot 21. As my kakebeen weggee dat ek koud kry, hy het 'n wil van sy eie vanoggend. Johannes 6 vers 15. Toe Jesus besef dat hulle op die punt staan om hom met geweld te kom gryp, met die doel om hom koning te maak, het hy weer teen die berg opgegaan, net hy alleen. Toe dit aand geword het, het hy sy disippels na die see afgegaan. En nadat hulle in die boot geklim het, het hulle na Kapernaum aan die oorkant van die see gevaar. Dit was reeds donker, maar Jesus het nog steeds nie by hulle uitgekom nie. En die see het onstuimig geword, omdat 'n sterk wind gewaai het. Toe hulle so wat 25 tot 30 stadion ver geroei het, sien hulle Jesus op die see loop en tot naby die boot kom. En hulle het bang geword. Maar hy het vir hulle gesê, dit is ek, moenie langer bang wees nie. Toe wou hulle hom in die boot saamneem, maar skielik was die boot aan land by die plek waarheen hulle besig was om te vaar. Sien, hierdie teksgedeelte wys vir ons iets interessant. Dit wys vir ons iets wat ons elkeen baie goed ken. Dit wys vir ons Jesus is ons vriend en ons redder in die storm ook. Dit wys dat wat ook al jy deurgaan, Jesus sal daar kom. En ek dink een van die goed wat my die meeste geraak het in 'n baie lang tyd, was die dag toe ek besef het, Jesus het nie in die storm geloop nie. Hy het nie langs die storm geloop nie. Hy het nie om die storm geloop nie, hy het bo op die storm geloop. Dat tot die storm waardeur ek en jy gaan is onder sy voete. Maar dis nie waaroor ek met jou wil praat vanoggend nie. Dis 'n hele ander preek. Ek wil met julle praat oor 'n gedeelte wat Matteus vir ons uitlig. Hy gee 'n bietjie 'n ander perspektief van die storie en ek wil net vir julle die een vers lees, Matteus 14:22. En dit sê, en onmiddellik het Jesus sy disippels verplig om in die boot te klim en so lank voor hom na die oorkant te vaar, terwyl hy die skare wegstuur. Nou Jesus was ten volle God gewees op die stadium, sowel as wat hy ten volle mens was. En Jesus verplig sy disippels om in hierdie bootjie in te klim en hy stuur hulle oor 'n see waar hy 100% seker is en weet, daar gaan 'n storm kom. So my vraag wat ek by jou wil los vanoggend, is waarom sou Jesus hulle in die storm instuur? Waarom sou Jesus sorg dat daar 'n storm oor hulle pad kom?
of hulle in daai situasie plaas. Ek hoop om vanoggend vir jou die redes te gee wat jou anders na 'n storm sal laat kyk. Wat jou oë sal oopmaak vir die storm waardeur jy nou gaan, en jou oë sal oopmaak vir die storms wat nog jou pad langs gaan kom, want daar is redes. Jesus doen niks toevallig nie. Niks per ongeluk nie. Niks onwetend nie. En sien, die eerste rede hoekom ek glo Jesus hulle in die storm ingestuur het, was vir 'n bietjie nuwe rigting. Of hulle 'n nuwe rigting te gee. Sien, ek en jy, en ek sluit myself hierin, wil so graag beheer neem van ons eie lewens. Want dit klink mos soos my verantwoordelikheid. Ek is die kaptein van die skip. En ek sal die skip stuur tot waar ek voel die skip moet wees. Ek is aan die stuur van die boot. Maar sien, trots en hoogmoed en verwaandheid staan in ons pad en maak dat ons dink ons weet wat aangaan. Psalm 107 vers 23 tot 28. Onthou, dis 'n gedig. So luister na die gedig, luister na die beeldspraak. Die wat by die see in bote klim, hulle wat handel dryf op die groot waters. Hulle het selfs die dade van die Here beleef, sy wonders op die diep water. Hy het gepraat en 'n stormwind laat opsteek. Dit het die see en golwe laat uittroon. Hulle het opgereis na die hemel, afgesak na die dieptes. In die ramp het hulle moed begewe. Hulle het rondgeslinger en gesteier soos 'n dronk mens. Al hulle vernuf was waardeloos. Toe hulle in hulle nood na die Here om hulp roep, uit hulle benoudheid het hy hulle gelei. Sien, wat ons sien hier in Psalm 107, wat ons sien is dat die Here stuur 'n storm vir hierdie mense wat handel dryf op die see, en daar's 'n kardinale rede hoekom, en ek glo, as jy net teruggaan en gaan kyk, die rede vind ons hier aan die einde van vers 27. Die rede, een van die redes hoekom die Here 'n storm stuur, Psalm sê, sodat hulle besef al hulle vernuf is waardeloos. Dit wat ek besluit het oor my lewe, die feit dat ek kan stuur van hierdie skip wou gewees het, die feit dat ek gedink het, ek is die kaptein van die boot, alles waarvoor ek so hard gewerk het, as ek dit doen sonder die Here, is dit waardeloos. Soms stuur die Here 'n storm oor jou pad, om jou te laat besef dat hy is in beheer van die boot. Hy hou die boot aan die dryf. En daar storms aan die lewe wat dit aan ons doen. Storms in die lewe wat ons laat dink, Jesus, maar ek het so hard gewerk om te kom waar ek is. Ek het so hard probeer, soveel moeite ingesit. Dit gaan my so lank vat om terug te kom tot waar ek was. Sien, storms kom en dit ruk die mat onder ons voete uit. En soos wat hierdie psalmskrywer sê, daarna roep ons uit. Daarna roep ons uit na die Here, Here help my. Here red my, hierdie storm is besig om alles waarvoor ek gewerk het onder my uit te ruk. Dalk is dit juis waar die Here jou wou gehad het. Want toe die storm moeilik raak, toe gaan jou hande op. En jy het 'n nuwe rigting ontdek. En jy slaan jou oë op hom. Sien, ek wil net hê julle moet hierdie een ding besef, nie elke storm is 'n straf van God af nie. Kom ons sê net dit vir mekaar, nie elke storm in jou lewe is God wat dink jy's besig om iets verkeerd te doen nie. Hoor wat sê Romeine
2 vers 4. Hierdie is die ideaal vir God. Hierdie is wat hy graag wil doen. Romeine 2 vers 4 sê aan die einde, besef jy nie dat God se goedheid jou tot bekering wil bring nie. Hy wil nie hê dit moet nodig wees vir 'n storm vir jou om tot bekering te kom nie. Hy wil nie hê dit moet 'n storm vat vir jou om rigting te verander van 'n verkeerde pad, van 'n pad waar ek dink ek is in beheer, na 'n pad waar ek na God kyk en weet hy is in beheer nie. Romeine sê hy wil dit doen deur sy goedheid. Maar ons mense, ons reageer nie altyd op goedheid nie. Ons vat dit vir vanselfsprekend, ons maak dit minderwaardig. En dan stuur God 'n storm om ons aandag te kry. Sien, Jesus vra op 'n stadium in Markus, in die evangelie van Markus, vra hy hierdie vraag. Hy sê, wat baat dit 'n mens om immers, as hy die hele wêreld as wins bekom, maar sy lewe verloor? Het jy al ooit gedink wat dit beteken? Wat baat dit jou, as jy so hard kan werk, en alles kan doen om seker te maak, jy stuur hierdie skip in die mees suksesvolste rigting. Wat baat dit jou, jy het die besigheid wat goed gaan? Wat baat dit jou, jy het al die geld in die wêreld, maar jy het jou siel verloor? En soms stuur God 'n storm. En dit is dalk nie lekker om te hoor nie. En ek is nie onsensitief wanneer ek dit sê nie. Maar soms stuur die Here 'n storm sodat jy alles verloor, maar jou siel behou. Om vir jou 'n nuwe rigting te gee en jou oop om terug. Sien, die tweede punt van 'n storm, glo ek, is vir so 'n bietjie teregwysing. Ek het nooit van die woord teregwysing gehou nie, want dit klink soos raas. Dit is nie raas nie. Wanneer my vrou my eendag bel, en sy sê sy staan langs die pad met 'n papwiel, en ek sê ek is op pad en ek kom daar aan, en sy het al reeds besig om die wiel af te haal, of te probeer terugsit, en ek kan sien sy doen dit verkeerd, dan gaan ek haar reg help. Ek dink dis die tipe teregwysing waarvan Jesus Christus praat. Dis wat hy met ons wil doen. Sy is dalk nie bewus sy doen dit verkeerd nie. Sien, Jona vind homself in 'n vreeslike unieke storm. Jona aan die ander kant het geweet hy doen verkeerd. God sê vir Jona, gaan na Ninive toe. En Jona uit sy vrees uit besluit om op 'n hele ander skip te klim. Nou ek wil gou vir 'n oomblik hier vashak. Want ek glo as jy die vyand se planne ontbloot, as jy die vyand se planne in die lig stel, dan gaan jy slimmer en wyser wees om nie weer in dieselfde struik te trap nie, is dit so? Is dit nie vir jou opvallend hoeveel skepe daar in die teenoorgestelde rigting gaan wanneer God vir jou sê gaan hierdie kant toe nie? Jona het nie ver gesoek vir 'n skip om hom in 'n ander rigting te vat nie. Die oomblik as God vir jou sê gaan doen iets, het die vyand 3-4 planne om vir jou 'n skip te gee in die ander rigting. Is dit nie interessant dat wanneer ook al jy voel jy wil terugval, dat die geleentheid om terug te val oor jou pad kom nie? Is dit nie interessant dat die oomblik wanneer jy voel jy wil weghardloop, dan is dit asof al die bome so pad maak, reguit ry vir jou om weg te hardloop. Wanneer jy die verkeerde besluit wil maak, dan lyk daai verkeerde besluit tog so aanloklik. So die vyand werk. Hy bied altyd vir jou 'n ander pad.
En hier is die beste van alles. Hy kom nie en fluister in jou oor en sê, man, klim net op hierdie boot, dit gaan eintlik so sleg wees vir jou, maar daarom gaan jy nie Ninive doen nie. Jy gaan in 'n walvis se maag opeindig. Hy sê nie vir jou al die slegte goed nie. Hy kom verkoop hierdie ander opsie as so goed en so lekker. En dis tog wat jy eintlik wil hê. Hy het altyd 'n plan gereed. Hoor wat sê Jona self in Jona 2 vers 3. Hy het gesê, in my nood het ek na die Here geroep en hy het my geantwoord. Uit die ingewande van die doderyk het ek om hulp geroep en U het my stem gehoor. U het my in die diepte gegooi, in die hart van die oseane. Seestrome het my omring, al U golwe en branders het oor my gespoel. Soms stuur die Here 'n storm wanneer ek en jy op die verkeerde boot geklim het. Wanneer ek en jy besluit het om die verkeerde rigting te hardloop, dan stuur God 'n storm om jou uit daai situasie uit te haal en jou reg te wys en weer op die pad te sit waar hy jou wil hê. Storms is nie verniet nie, mense. Storms is nie toevallig nie. Soms moet ons net vir die Here vra, Here, wat is die doel van die storm? Nou, ek het hierdie getik voordat ek mooi daaroor gedink het. So asseblief moenie aanstoot neem. Dis net 'n storie. Maar die man eendag kom kerk toe en sê vir die pastoor, ek moet getuig. Ek moet getuig want die Here het op 'n stadium vir my gesê, ek moet na my liggaam kyk en op 'n dieet gaan. En pastoor, ek wil kom getuig oor die dieet. Maar meer spesifiek, pastoor, wil ek getuig oor die Here wat vir my 'n cheat dag gegee het in my dieet. En vreeslik geïnteresseerd sê die pastoor toe nou, ja, dis reg, ek sien uit om te hoor oor die cheat dag wat die Here vir jou gegee het in die dieet wat hy ook vir jou gegee het. En die man kom op en hy vat die mikrofoon en hy begin praat. En sê die Here het met hom gepraat om na sy liggaam te kyk en hy moet vir sy liggaam sorg. En die Here het vir hom gesê hy moet op hierdie dieet gaan en hy doen dit toe. En die een dag in die dieet raak die versoeking toe nou net te groot. Maar hy besluit, hy gaan nie vou nie. Hy gaan nie ingee nie, hy gaan met die Here praat daaroor. En hy sit in sy kar en hy bid en hy sê, Here, die versoeking is erg. En dis moeilik op die stadium. En Here, ek is so lus vir 'n donut. Jy kan donut vervang met net wat jy wil. 'n warm kaasban. Here, ek is so lus vir hierdie donut. En Here, ek vra vir 'n teken, as ek by die donut winkel kom en die parkering reg voor die deur is oop, laat dit my teken wees dat ek 'n donut mag kry. En die mense begin toe so reageer, want hulle raak opgewonde, die Here het seker vir hom deurgekom. En die man sluit sy getuienis af en hy sê, en julle sal nie glo nie, die 3de keer toe ek om die blok ry, toe is die parkering oop. Jona het 10:1 gedink, Here, wragtig, hier is 'n skip wat in die ander rigting gaan. En soms vat dit 'n storm. Want sien, ons as mense kan soms soos aasvoëls wees wat om 'n dooie karkas sirkel. En ons bly op hierdie slegte plek. En ons bly hierdie verkeerde goeders doen. En ons dink die Here laat dit nou maar toe want niks gebeur nie. En dan stuur hy 'n storm. Soos wat hy met Jona gedoen het.
om jou van daai karkas af te haal, en jou weer op 'n plek te sit waar daar lewe is, waar hy jou soek. Sien die derde rede hoekom die Here soms ons in 'n storm instuur of 'n storm oor ons pad stuur, is vir beskerming. Is vir jou eie goed. Is om jou te beskerm. Sien 'n bietjie agtergrond oor hierdie teksgedeelte wat ons nou gelees het, hierdie wonderwerk wat Jesus gedoen het, net voordat hy sy disippels gestuur het, vat hy die brood, ek het nou nie visies nie, tens iemand 'n blikkie pilchards in landsak het, ek weet nie. En hy vat die broodjie, en hy breek dit en hulle begin dit uitdeel. En hy vat die visies en hy breek dit en hulle begin uitdeel en hy doen hierdie groot wonderwerk en vir die eerste keer raak die mense opgewonde en sy disippels raak opgewonde want dis wat hulle soek. Hulle soek 'n koning, hulle soek iemand wat wonderwerke kan doen en ons lees in Johannes dat hulle so opgewonde geraak het dat hulle met geweld hom sou vat en hom koning maak, maar wat hulle gesoek het was 'n politieke leier. En dit sou nie vir hulle uitgewerk het nie. Want dit was nie God se plan nie. Dit was nie God se plan dat Jesus 'n politieke leier moes gewees het nie. Hoor weer wat sê vers 15, dit sê, toe Jesus besef dat hulle op die punt staan om hom met geweld te kom gryp, met die doel om hom koning te maak, het hy weer teen die berg opgegaan, net hy alleen. So die vraag dan nou is, as Jesus hulle dan nou werklik wou beskerm het, as hierdie storm nou dan vir beskerming was, hoekom hulle nie net saam teen die berg opvat nie? Sou dit nie ook beskerming gewees het nie? Hoekom hulle nie net 'n ander pad stuur nie? Hoekom nie net die skare huis toe stuur? Hoekom is dit nodig vir 'n storm voordat daar beskerming is? Wonder jy saam met my? Hoor wat sê 1 Korintiërs 3, vers 12 tot 15. Dit sê of iemand nou op die fundament bou met goud, silwer, kosbare stene, hout, gras of strooi. Elkeen se werk sal duidelik word, want die dag sal dit aan die lig bring. Deur vuur sal dit geopenbaar word en die vuur sal die gehalte van elkeen se werk op die proef stel. As iemand se bouwerk behoue bly, sal hy sy loon ontvang. As iemand se werk verbrand, sal hy skade ly, hoewel hy self gered sal word, maar soos die vuur heen. Jesus se disippels en die skare mense daar kyk na Jesus wat die broodjie gebreek het en hulle gryp na gras en strooi. Hulle gryp na hier op hierdie aarde tydelike bevrediging. Hulle soek verlossing nou van die Romeine. Hulle soek nou 'n koning wat oor hulle kan reageer. Hulle soek nou iemand wat op die troon kan gaan sit en die Romeinse mag kan oorwin. Dis wat hulle soek, maar dit wat hulle soek is fisies en vleeslik en gemaak van hout en strooi en gras. En dit sou nooit gehou het nie. En as Jesus sy disippels net in die berg opgevat het, sou hy daai gevoel net uitgestel het. Maar hier is die wonderlike ding wat gebeur. Hy stuur hulle op die storm, sodat hulle vir 'n oomblik in die storm sal wees, sodat wanneer hy aangestap kom op die water, wanneer hy op die water geloop kom na hulle toe, dat hulle sal raak sien en hulle oë sal oopgaan, dat hy is nie net 'n koning nie, hy's nie net 'n politieke leier nie, maar hy's God, wat op die waters loop. Sien, soms stuur die Here 'n storm, want hy beskerm my en jou van al die goed wat hierdie wêreld kan bied. Soms stuur hy ons storm, want hy beskerm ons teen ons eie gedagtes.
Net soos hy die disippels se harte beskerm, net so kom daar storms om my en jou harte te beskerm. En dit in ruil vir iets baie groter en baie beter. Johannes 6 vers 19 en 20. Toe hulle so wat 25 tot 30 stadion ver geroei het, sien hulle Jesus op die see loop en tot naby die boot kom. Hulle het bang geword, maar hy het vir hulle gesê, dit is ek, moenie langer bang wees nie. Ek weet nie van jou vanoggend nie, maar ek wil jou uitdaag om daaroor te gaan dink. Ek sit eerder in 'n storm saam met Jesus as in die kalmte sonder hom. Ek beklei eerder teen golwe saam met hom as wat ek agteroor sit sonder hom. Vanoggend wanneer ons die nagmaal saam gebruik, wil ek hê moet jy die storm sien waardeur jy nou gaan. Wanneer ons die broodjie vat en die kelkie drink, wil ek hê moet jy in jou gedagtes ervaar wat is die storm waardeur jy heiliglik gaan. En dan wil ek hê moet jy jouself die vraag vra, wat is die doel van hierdie storm? Is hierdie storm om my rigting te verander? Is hierdie storm om verkeerde denkes of optredes by my weg te vat? Is hierdie storm dalk om my te beskerm teen die goed van hierdie wêreld? En dan wil ek hê moet jy besef dat hierdie storm is daar sodat God sy plek in jou lewe kan inneem. As die een wat op die storm loop. En soos wat ons die nagmaal gebruik, ek gaan vra dat die mense wat ons gaan help met die nagmaal, julle so langs vorentoe kom. Soos wat ons die nagmaal wil gaan gebruik, wil ek jou vra, besef hierdie een ding, dat die grootste storm wat vir my en jou voorgelê het, die pyniging, die dood, die houe, die kruisiging, die grootste storm wat daar was, wat eintlik myne en joune was, het Jesus Christus op homself geneem. En hy het daai storm deurstaan vir my en vir jou. En hy het triomferend aan die ander kant van daai storm uitgekom. Sodat ek en jy vir altyd by hom kan wees.